Goeiemôre. Ons gaan saam lees uit Jesaja 40 van vers 1 tot 11. En die preektema is God is in beheer. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie dat U goed is vir ons. En dat U omgee vir ons. Dankie dat U die Here is wat altyd daar is vir ons. Ons wil ook vra dat U nou ook saam met ons gaan wees waar ons gaan stil word rondom U woord en U gaan aan die woord stel. Bid vir hulle wat siek is, wat swaar kry, wat geliefdes in die dood afgestaan het die laaste tyd. Wil U ons seën, wil U saam met ons wees. Amen. Ons lees saam uit Jesaja 40 van vers 1, ek lees uit die Nuwe Direkte Vertaling. Profesie oor Jerusalem se herstel. Troos, troos my volk, sê julle God. Praat mooi met Jerusalem, roep haar toe dat haar gedwonge arbeid voltooi is, dat haar skuld afbetaal is. Ja, sy het die hand van die Here 'n dubbele straf ontvang vir al haar sondes. 'n Stem roep, maak in die woestyn die pad van die Here gereed. Maak in die Araba 'n groot pad vir ons gelyk. Elke dal moet opgevul word en elke berg in die hemel moet wegsak. Hobbelrige plekke moet gelyke grond word en rotsagtige terrein moet 'n vallei word. Die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. Alle mense sal dit gelyktydig sien, want die mond van die Here het gespreek. 'n Stem sê toe, roep uit, en ek vra, wat moet ek uitroep? Alle mense is gras, en al hulle trou is soos 'n veldblom. Gras verdor, 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. Waarlik, die volk is maar net gras. Ja, gras verdor, 'n blom verwelk. Maar die woord van ons God hou stand vir altyd. Klim op 'n hoë berg Sion, boodskapper van vreugde. Verhef jou stem met krag, Jerusalem, boodskapper van vreugde. Verhef dit, moenie bang wees, en sê vir die dorpe van Juda, hier is julle God, kyk, my Heer, die Here met krag kom my, en sy arm oefen vir hom heerskappy uit. Kyk, sy vergoeding is by hom, sy beloning is voor hom. Soos 'n herder laat hy sy kudde wy, en sy arms maak hy lammers bymekaar. Teen sy bors draai hulle, die lammeroeie lei hy. Lees hy tot daar. God is in beheer. Ivan Boyens het 'n boek onlangs laat verskyn wat gegaan het oor die diensplig en oor die oorlog tussen die 70 en 90 jare. En dit is 'n klomp goed wat ouens vir hom gestuur het, wat hy bymekaar gesit het. En as ek nou daai boek lees, dan sien ek wat skryf die ouens. En hierdie het my nogal geruk. 'n Ou wat skryf, die ervaring het letterlik die mat onder my voete uitgeruk. Ek onthou vandag nog hoe ontredderd ek was. Ek het niemand geken nie. Ek is ver van die huis af, ek word verskreeu en doelloos rondgejaag. Die meeste mense praat nog Engels, hy's blykbaar Lady Smith toe. En ek verlang huis toe, na die bekende, die beskutte omgewing. Nou, Juda, die volk, hulle is in ballingskap. En ek dink hulle het amper dieselfde gevoel
as dat jy die persoon skryf. En wat het gebeur? Jerusalem, die stad waar God gebly het, is afgebreek en verwoes. Die tempel, die symbool van God se teenwoordigheid, is vernietig. Hulle moes hulle geliefde vaderland verlaat en ballinge in 'n vreemde land behabel word. En dan nog baie erger, daar's ander gode en ander rituele wat hulle nie gewoond is nie. Babyloniese afgodsbeelde word op feeste rondgedra en toegejuig. En ons kan ook hierdie ervaring van wat 'n ou nie weer mag gehad het, kan hy ook baie keer noem ballingskap ervaring. Dit is presies wat hulle deurgemaak het. 'n ballingskap ervaring. 'n Ervaring wanneer iemand in 'n bestaanskrisis beland, wanneer die mat onder jou voete uitgeruk word, wanneer jou lewe vir jou hopeloos, uitsigloos word. Dis nie net diensplig wat ek kan doen nie. Baie van ons het die afgelope tyd deur moeilike tye gegaan. Dit voel of die mat onder jou voete uitgeruk is. Jy het 'n lewensmaat verloor. Dalk jou werk verloor. Jou kinders in die land verlaat. Jy is met 'n ernstige siekte gediagnoseer. Of een of ander teëspoed het jou getref. Ballingskap ervarings maak 'n mens moedeloos. Laat jy vra oor God vra. Vra soos, waar is God? Gee God nog om vir my? Hoekom gebeur dit met my? Dit is wel vrae wat ek baie kry. Kom ek? En Juda het dieselfde vraag gevra. Waar is God? Hoekom red hy ons nie? Gee nog om vir ons. En dan, en ek haal die 83 vertaling aan, vers 1 wat sê, die uitkoms is hier. Vers 2, bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaar kry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir sy sondes. En na vers 9 wat sê, julle God is hier. Wonderlike nuus vir die ballinge. Dit is amper soos om in die army 'n brief te kry van jou ma, van jou meisie, die van julle wat kan onthou. Ek slonk ek nie 'n dear Johnny was nie. Hierdie woorde beteken vir Juda baie. Want Jesaja sê vir Juda, ek het julle nie vergeet nie. Ten spyte van wat gebeur het, het ek julle nog steeds baie lief. En ek weet wat julle hier in Babylon deurgaan. Al vloed nie so nie, ek is nog steeds by julle in die hele ballingskap. Wil weer wat sê, vers 9. Julle God is hier. En miskien voel jy, of jy in ballingskap is, of die mat onder jou uitgeruk is. Dieselfde geld vir jou. Jou God is hier. Die Here sê vir ons, ek het jou nie vergeet nie. Ek het jou nie verlaat nie. Ek het jou steeds lief. Ek weet van jou. Ek is by jou in jou krisis. Ja, Jesaja 40 se boodskap is, die Here bly by ons.
en hy is lief vir ons. Maar die Here beloof ook uitkoms. Hy sê, ek sal julle laat terugkeer na Jerusalem. Nogal interessant, hy praat hiervan, ek sal julle met 'n groot pad laat terugkeer na julle vaderland. En hierdie is 'n baie mooi sinspeling wat ons moet raak sien. Want die Babyloniërs het vir hulle gode nuwe paaie gebou. En dan op feesdae het hulle hierdie afgodsbeelde op hierdie nuwe paaie rondgedra en fees gevier en optogte gehou. Dan het hulle met die Jode die spot gedryf en gesê, waar is julle God? Ons sien nie julle God nie. Bestaan julle God regtig? Sorg julle God nie vir julle nie? En nou gee Juda, nou kry Juda die belofte van Jesaja af. Julle gaan nie julle God na Jerusalem toe terugdra, soos die Babyloniërs hulle gode terugdra nie. Nee, julle God gaan julle terugdra. Julle God sal julle terugdra, soos hy herder sy lammers en sy alles met mekaar maak, en teen sy bors dra. Julle God is magtiger as hierdie ander afgode, want hy regeer. Hier sê die Here deur Jesaja, ek is in beheer. Alhoewel ek sal besluit wanneer my volk sal laat terugkeer. En ons sien dat later het hulle dan teruggekeer. Dat op die tyd van die koning Kores, die koning van Persië, het die Jode teruggekeer Jerusalem toe. En daar kon hulle weer hulle voete in hulle vaderland sit, nadat hulle die tempel aanbid het, weer God herbou het, weer God aanbid het, en deel in die vreugde en die teenwoordigheid van God. Wat Jesaja 40 vir my en vir jou vanoggend sê, God is lief vir jou, en hy gee vir jou om. God is in beheer. En ek wil hê jy moet dit in hierdie Kerstyd saam met jou vat. Dat God is absoluut in beheer. En hy is in beheer omdat hy sy seun Jesus Christus aan die kruis laat sterf het. Maar hy het hom uit die dood uit laat opstaan, sodat ek en jy kan hemel toe gaan. En as jy volgende week Kersfees vier, eintlik hierdie week, besef net God is altyd in beheer. Jy hoef nie moedeloos te raak nie. God sal jou nooit los nie. God sal jou altyd help. Vertrou hom daarvoor. Amen.